Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Prof Kienig kyk nog na die dankbaarheid as 'n antwoord op God se genade. Genade is duur, selfs onbetaalbaar duur. Ons kon niks doen om dit te verdien nie. Dink net weer 'n oomblik daaraan, dat hy sy enigste seun so 'n pad laat loop en so 'n prys laat betaal het. Kersfees het nie maar net die laaste tyd duur geword oor inflasie nie. Die eerste Kersfees was die duurste ooit. God het nie net sy hand diep in sy sak gesteek nie, maar hy het sy hart gegee. Dit het die gevolg dat ons niks hoef te gee om sy genade te probeer verdien. Hy het klaar die prys betaal. Sy genade is verniet. Maar daarbij kan net 'n dankbaarheid pas, wat ook radikaal is, wat ook alles gee. Omdat hy in Jesus homself gegee het, kan dit tog nie anders nie, as dat ons in dankbaarheid ook onsself gee nie. Om anders mens te wees as 'n ten volle aan God oorgegewe mens, pas eenvoudig nie. Trouwens, selfs ons alles kan nog hoegenaamd nie met sy alles vergelyk word nie. God se genade is meer as genoeg, dis 'n oorvloed. Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword, sê Romeine 5:20. Christus het deur sy offer die wêreld met God versoen. Die verlore seun kry nie net 'n stukkie droë brood en 'n beker koffie nie. Hy kry die vetgemaakte kalf en nuwe klere. En die arbeiders wat net 1 uur gewerk het, kry ook 'n volle dagloon, vertel Matteus 20:1-16. Dit is merkwaardig dat die kerkmense van daardie tyd in opstand kom teen hierdie oorvloedige goedheid van God. Die oudste seun, wat nooit iets verkeerd gedoen het nie, is so kwaad oor sy pa se royale teenoor sy jong boetie, dat hy buite bly staan. En die arbeiders wat die hele dag gewerk het, kom in opstand teen die volle dagloon wat die laatkommers kry. En niemand van ons kan dink dis lelik van hulle nie. Ons sou maar presies dieselfde gedoen het. God se goedheid is so 'n oorvloed, dat dit selfs teen ons idee van reg en regverdigheid indruis. Maar dit alles moet vir ons iets sê oor hoe ons dankbaarheid behoort te lyk. Hoe kan ons so traag en so middelmatig in ons toewyding aan hom wees? So dit nie eerder gepas gewees het, as ons te ver gegaan het in ons toewyding, as ons te groot offers in sy diens gebring het nie. Deel van God se genade is dat hy ons verlede en ons sonde vergeet. Dis nie die geval dat sy geheel hom in die steek laat nie, dis 'n keuse wat hy maak. Hy wil vergeet. Hy verwyder ons oortredings van ons so ver as die ooste van die weste af is. Psalm 103:12. Maar dan pas dit by ons dankbaarheid om dieselfde te doen. Ons hoef dus nie aan die verlede vasgenaal te sit nie. Jy kan jou kop optel, al was jy die swart skaap van die familie. Die waarheid is dat God ons eie verlede aan die kruis saam met Jesus opgehang het, en ons met Jesus verenig het, sodat ons aan sy nuwe lewe, sy opstandingslewe deel het. Daarom kan Paulus ons beveel, julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Romeine 6:11. En minderwaardigheidsgevoel pas hoegenaamd nie by gelowiges nie. Ons is kinders en erfgename van God. Ons het 'n aandeel aan Jesus se opstandingslewe. Skep moed en begin leef. Kom ons bid saam. Vader, ons bely dat omdat ons mense is, word ons soms oorweldig oor al die
lelike en negatiewe dinge wat ons ervaar. Dat ons selfs aan onsself begin twyfel. Help vir ons om nie in sak en as te bly sit nie, maar moed te skep en te leef soos ware kinders van U, oorgegee aan Jesus Christus. Amen.